24 Januarie 2026, ons het nou by lesing 75 van boek 3 van die Groot Johannes Evangelie. En ons is nog steeds besig met die voorverhoor en verhoor van hierdie klomp fariseërs wat die hele stad in rep en roer gehad het, dat die stad nou brand. En ons gaan nou aan by hoofstuk 144, opskrif nog meer menings oor die meeste. Ons weet nou wat dat Cyrenius was nou nogal baie slim en hy sê toe vir die ou ortodokse owerste, wat dink jy van Yeshua van Nazareth? En toe trek hy los, is 'n werkskie, slegte mens wat nie lus was weer vir die timmermans byl nie en toe loop hy nou mooietjies in Cyrenius lokval in. Nou sit die ander fariseërs daar, en onthou, hierdie klomp wat nou daarbo is, hulle het kom skadevergoeding soek, maar wat hulle gedoen het, wat ons nou al reeds getuienis gehad het, is genoeg vir Cyrenius, om hulle te laat kruisig, of 'n ander straf wat hulle gehad het, hulle kap die koppe af. En hulle weet dit nou, hulle weet, hulle lewens hang aan 'n draadjie, en in werklikheid van die vermoë van hierdie owerste van hulle, om hulle los te praat. En nou het hy absoluut droog gemaak, om vir Yeshua aan te vat, want net na dit, het Cyrenius vir hom 'n baie goeie getuienis van Yeshua gegee, wie hy eintlik feitelik van geboorte af geken het, en gehelp het. Want hierdie einste Cyrenius het ook vir Miriam en Josef gehelp met 'n skip, om Afrika toe te vlug, toe Herodes die kindjies, klein kindertjies, seentjies doodgemaak het. So, hy het met die verkeerde ou die verkeerde goed gesê, is basies waarop dit neerkom. En nou is hierdie ander klomp fariseërs nou natuurlik baie ontstel daaroor, en ons lees verder. Alle ortodokse fariseërs se oë rek nou, en een sê baie saggies, nou het dit ons skerpsinnige owerste weer geluk. Hy is dan 'n eerste klas kameel. Nou moet ons maar sien hoe ons onsself uit die lastige moeilikheid gaan red. Kon die kameel van 'n owerste, die Nasarener, nie in die teenwoordigheid van die magtige gebieder hemelhoog geprys het nie, dan sou alles tog baie anders daar uitgesien het. Die kameel moet tog net soos ons duidelik aan Cyrenius gesien het, dat hy baie ingenome is met die wonderdoende Nasarener. En tog trek hy te velde teen die liefling van die opperstadshouer se leer, asof hy werklik by Elohim vas oortuig, hy is van sy moontlike skandade, terwyl hy hom nog nooit gesien, gespreek of ondersoek het nie. Ag, die stomme owerste kan ons beslis nie meer gebruik nie. Hy moet afgesit word. As hy nog langer aan die woord bly, hang ons nog almal vandag aan die kruis. Met die opperstadshouer spot jy nie. Na hierdie opmerking sê die ander in die geheim aan hom, gaan jy nou en vra die opperstadhouer om iets te mag sê, maar laat die esel van 'n owerste geen woord meer sê nie. Miskien red ons dit nog. En jy word ons owerste as jy ons uit hierdie lokval kan red. Die kritikus sê, goed, ek sal dit probeer, ook sonder om daarvoor owerste te wil word. Toe stap hy uit die groep na Cyrenius toe en vra of hy ook iets mag sê. Cyrenius sê, ek verwag van die owerste nog 'n tweede mening oor die Nasarener. Die kritikus, ook 'n fariseer soos jy geen tweede sou vind nie, sê, geëerde gebieder, hy staan al met sy mond vol tande. Sy verstand het skibreek gelei, en daarom swyg hy soos 'n kameel in die woestyn. Hy het hom lelik vergis, en hom verstrik, en weet nou nie meer hoe hy hom moet bevry nie. Die goeie Nasarener het hom waarskynlik onsigbaar 'n mylpeer verkoop, waarop hy kaakklem gekry het, en nou doen hy, soos hy nog altyd gedoen het. Geëerde gebieder, met u skerp verstand, moet u uself tog lankal daarvan oortuig het, dat hierdie owerste van ons 'n groot bees is.
As ek of 'n ander van ons die inleiding gedoen het, sou die proses lankal beëindig gewees het. Geëerde gebieder, luister daarom nie meer na hom nie, maar gee my die woord. Nou sê Sirenius, goed, praat. Laat ons maar eers hoor wat u na vore wil bring. Kritikus vervolg, geëerde gebieder, wat betref die beskuldiging dat ons die eintlike oorsaak van die brand sou wees, kan wat die owerste gesê het desnoods wel geld. Hoewel ek u tog openlik moet beken, dat ons ondanks die baie haglike omstandighede nie heeltemal so sneeuwwit en onskuldig is nie, soos wat ons owerste getrag het om hom wit te was, want die eise van die uiterste offers was sy opdrag. Die uiterste offers was dat hulle alles moes gee. Gewoonlik gee jy net 'n deel, 'n tiende, maar toe kom iemand, en dit is nou blykbaar hy, die ander owerste, wat gesê het, hulle moet al hulle geld gee, al hulle vee. Maar of dit vir die totstandbring van orde en rus nou juist nodig was, om die arme geloofsgenote alles tot op die hem van hulle lyf af te ruk, as hulle dit nie vrywillig wou gee nie, is 'n ander vraag. En so is ook die teruggee van die offers van die volk 'n baie moeilike vraag om te beantwoord. Miskien sou 'n mens hulle teen hoë rente geld en ander dinge geleen het, maar die teruggee wat die owerste as vanselfsprekend aanvaar, sou maar nog 'n groot vraag gewees het. En hoewel ons almal diep verontwaardig geword het by die aanhoor van ons kameel van 'n owerste, toe hy so herderloos los rondtas, kon ons tog niks daarteen inbring nie, omdat slegs die owerste op 'n feessabbat kan en mag praat. Onthou, dit was nou daai nuttelose nuwe maand sabbat, wat hy hierdie spesifieke dag. Maar vir so oerdomme voorspraak, waardeur ons almal baie maklik aan die kruis sou kon kom, moet die Satan ons owerste ook maar op 'n sabbat kom haal. Ek sê nou baie openlik wat my en alle ander op die hart lê. As ons owerste wat met die wysheid van 'n kameel begaaf is, dalk 'n spesiale voorliefde het vir so 'n verhoging, dan moet hy dit maar aan sy eie persoon laat volbring. Hy is sleg genoeg vir die kruis. Ons sal geen see van trane oor hom stort nie, maar self wil ons voorlopig met so 'n spesiale Romeinse onderskeiding niks te doen hê nie. Nou kan 'n mens sien onder hierdie, daar's nie 'n ander woord vir hulle nie, hierdie fariseëse gespuis, hoe maklik verraad na vore kom, hoe maklik hulle teen mekaar draai, as hulle eie bas nou in gedrang kom, soos wat hierdie ouens nou almal die kruisdood in die oë staar. En nou breek hulle hierdie ene ou somme net af, terwyl hulle heeltemal almal lekker saam geknoei het die vorige dag, en al die gawes met baie groot welwillendheid ingeneem het, maar nou blameer hulle hom omdat hy die opdrag gegee het. Maar hulle het ook gedeel aan die steel. Wel, oor die Nasarener, waaroor ons deur u geëerde gebieder heel wat meer ingelig is, kan ons om Jahwe se wil, om baie natuurlike redes, onmoontlik iets pro of contra sê. Ons het maar net uit die verte 'n paar dinge oor hom gehoor fluister. Die een klink baie loowaardig, die ander weer, omdat dit waarskynlik van sy vyande afkomstig was, baie avontuurlik, hoewel nie regstreeks sleg nie. Hy sou byvoorbeeld dooies weer heeltemal tot die lewe teruggeroep het. Nou, ons het dit nie gesien nie, en het maar net gehoor hoe daaroor gepraat word. As 'n mens egter bedink wat dit is om 'n egte dooie weer tot die lewe terug te roep, is dit, dink ek, tog wel te vergewe, as 'n mens om baie voor die hand liggende natuurlike redes daaraan twyfel. Daarmee wil ek egter nie die moontlikheid in twyfel trek nie, maar slegs die groot probleem aantoon, en aandui dat meer nodig is daarvoor, as net die ontwikkelde en volmaakte fisieke en geestelike lewenskragte van 'n mens.
Nou hier sien ons weer die gladde tong. Hy breek nie vir Joshua af nie en hy sê hy weet nie te veel nie en daarom kan hy nie eintlik kommentaar lewer nie. Dit is glad nie so gewees soos wat hy dit hier stel nie. 'n Fariseer owerste met die naam van Jairus, sy kind, sy dogtertjie is 2 keer uit die dood opgewek deur Joshua. En dit het soos 'n veldbrand versprei, maar hulle wou dit nie glo nie. Hulle wou dit nie glo nie en hulle sal dit ook nie glo nie. En dit is basies wat jy het in hierdie verharde Fariseërsselote wat vandag nou aan ons bekend is as die Sioniste. Van die profeet Elia word wel vertel dat hy eenmaal 'n aantal doodsbeendere 'n liggaam en 'n lewe sou gegee het. Maar ons was nie daarby nie. Ook is dit slegs 'n oorgelewerde sage en dit staan in geen enkele boek opgeteken nie. Selfs nie in die apokryfe dele van die skrif nie. Hoe moeilik kan 'n denkende mens dan so iets glo? Dit is nie waar nie, dit staan in die boek Konings en ook in die kronieke wat Elia gedoen het met die weduwee se seun wat gesterf het en hy het in die bokamer gegaan en 4 keer oor hom gebuig en toe die seun lewendig geword. Die Essene wek ook dooies op vir geld en meestal vir baie geld, maar die geheim het die mense dit intussen al ontrafel en die mense weet wat dit behels. Maar nou dat hy self so gunstige getuienis oor die Nasarener gegee het, terwyl hy tog 'n baie ontwikkelde man is en baie ervaring het en wat meer as baie ander wyses verdien om geglo te word, kan ek en kan ook al hierdie geleerde kollegas van my nie verby die Nasarener se regte dade verbyvaar nie. Hierdie geëerde kollegas, ek sê geleerdes. Dit is my antwoord op die vraag, geëerde gebieder. Ek skink helder wyn en alles is soos ek dit nou vertroulik aan u meegedeel het. Almal hier, behalwe ons owerste, is my getuie en u geëerde gebieder moet ons barmhartigheid voor die reg laat ervaar. Nou sê Sireneus, ek is met die verklaring duidelik meer tevrede gestel as met die van die owerste, wat 'n baie slimme jakkals wou wees, en wat my vang net so lank as moontlik wou ontwyk. Maar omdat ek meer nette uitgesit het, het hy tog daarin verstrik geraak. En nou staan hy daar, soos 'n deurtrapte groot leenaar. Maar werklike berou en 'n totale opregte bekentenis kan alles weer in orde bring. Want hy behoort by die mense wat heimlik van leuns en bedrog hou, maar wat tog deur die mense van wie hulle amp 'n hoë en baie eervolle aansien geniet. Hy wou soos 'n profeet in aansien staan, maar daarby handel soos 'n roofsigtige rondtrekkende skiet. Daarom kan egte berou, algehele verandering van lewe, verbetering en openlike toegeeflikheid aan die ware gang van sake, alles nog goed maak, want ek het nie hierheen getrek om die reg wat binne my mag lê, onverbiddelik en streng toe te pas op watter sondaars ook al nie, maar slegs om hulle op die regte lewensweg te help. Hulle moet my egter nie hinder by my baie menslievende bemoeiinge nie. Want hoe kan iemand wat wys wil wees en daarby nog owerste van die priesters is, so deurtrap lieg? Beste owerste, praat en vertel nou eers die volle waarheid, want u metgeselle het nog nie alles volgens die hele volle waarheid vertel nie. Hulle wil eintlik ten koste van u hulle eie haglikheid verseker, en dit vind ek glad nie prysenswaardig nie. Wat ek weet ek vanuit die oorsprong van alles, en dan kan u maar lieg soveel u wil. Dit gaan u tog niks help nie, want vir my kan u onmoontlik om die bos lei. Praat dus nou die waarheid. Hoekom sê hy so selfverseker hierdie woorde? Eenvoudig, omdat hy Joshua se stem
in sy binneste hoor. Joshua lei vir Sireneus deur al hierdie gesprekke. En dan is dit maklik, as Joshua se gees in jou is, om leuns te herken. Dis een van die goed wat dan duidelik uitstaan. Volgende hoofstuk, hoofstuk 1:4-5, die losse taal van die owerste. Die arme man het dit nou eintlik van beide kante af. Kom ons hoor wat sê hy. Die owerste talm en kan nie besluit of hy wel met die waarheid tevoorskyn sal kom of nie. Na 'n geruime tyd sê hy, geëerde gebieder, baie honde is van die haas se dood. Ek raak altyd meer daarvan oortuig, dat die getuienis teen my nou uit die grond skiet soos paddastoele na vogtige weer. Waarom sal ek dan nog verdere oortuigende bewyse toevoeg aan hulle wat wel weet en volgens u alles weet? Ek kan geen ja sê op iets nie, wat teen my oortuiging ingaan en my nee help my nie. Neem u daarom maar rustig die getuienis teen my aan. Ek sal geen moeite meer doen om die beskuldigings van die talle getuies teen te spreek nie. As u my skuldig vind, goed dan, u het tog alle mag om my daarvoor te tugtig en te straf as u wil. Ek, ongelukkige mens, kan my nie daarteen verweer nie. Sireneus sê nou vir hom, in u boeke staan, wee hom wat hom vergryp aan 'n gesalfde van Elohim. Daarom probeer ek, solank dit maar moontlik is, hierdie wet van u in ere te hou. Nou ja, die Fariseërs het hulle self uitgegee as gesalfdes. Dit is hoog te betwyfel of hulle werklik gesalfdes was, maar in die volk se oë was hulle gesalfdes. En hulle het dan opgetree asof hulle die gesalfde mag in hulle gehad het. Hoewel ek 'n Romein en tevens 'n heiden is, hoor ek ook die stem van dieselfde Gees wat sê, ondersoek gerus elkeen van my gesalfdes en lei hulle, as hulle vir jou op duidelik herkenbare dwaalweë geraak het, met raad en daad terug op die regte weg. Maar pas op as jy ook maar een van hulle sal oordeel. Nou ja, die stem binne in Sireneus is natuurlik Joshua se stem, en dit is dan baie duidelik ook vir ons vandag van betekenis, dat 'n mens stadig met die oordeel, en elke een van hierdie misleides, want onthou, alhoewel hulle misleiers is, was hulle ook mislei in hulle lewe, as jong seuns wat kweekskool toe gegaan het, of wat ook al. En dat 'n mens alles moet probeer, om hulle op die regte weg te kry. En dan sal hulle eie verkeerde handelinge hulle oordeel. En dit is soos wat ons by Gilgal doen. Ons seën die hele wêreld, boos of goed. As jy die seën aanvaar en volgens die seën lewe, sal jy die seën kry. As jy dit verwerp, kry jy die vloek, wat jy dan nou, niemand kan blameer nie, want die vloek het nou oor jou gekom, omdat jy die seën verwerp het. As jy die leeu aan jou sy nie wil hê nie, gaan jy Satan, die brullende leeu, kry. As jy nie die arend se gesang in jouself wil na bo laat kom nie, gaan die kraai se gesang en gefluister vanuit die bose, vanuit die duisternis, gaan jou lewensmotto word. Jy gaan volgens daai kraai se gekras, gaan jy verder leef. En so met elke reël wat ons uitspreek. So maar ons moet almal, en ek self moet ook daarvoor oppas, dat ons nie mense oordeel en slegs probeer om die saad te saai. Daar kom 'n tyd wanneer jy sien, maar hierdie saad val nou op absolute harde, droë grond, draai dan weg, soos wat die skrif sê, skud die stof van jou voete af en beweeg na 'n ander plek, 'n ander stad toe. Onthou, 'n stad kan ook 'n organisasie wees, soos 'n spesifieke kerk. En as daai kerk se lede glad nie ontvanklik is vir Joshua se lering wat ons
nou 2000 jaar later weer aan die mense opdra nie, dan gaan weg. Daar's baie ander mense wat jy kan bearbeid. Maar moenie oordeel nie, moenie veroordeel nie. As selfs 'n aartsengel soos Michael dit nie aangedurf het om die Satan na die verhoor van die 3-daagse stryd self te oordeel nie, maar om hom aan die oordeel van die meester oor te laat, hoe kan ek dit dan aandurf om u voor die aangesig van Elohim te oordeel? Maar ek wil u wel ondersoek. My woord moet eintlik wees, ek wil u goed ondersoek. U wys op die omvang van u gewetenlose en liefdelose handeling teenoor u broers, en u daarna op die lewensweg plaas. As u egter weet dat ek maar net dit wil, waarom is die nie dan nie eerlik teenoor my nie? Die owerste sê, as u tog alles alreeds alles weet, sien ek werklik nie in, waarom u nog 'n openlike bekentenis van my verwag nie. So pas het ek gesien dat u warm onder die kraag geraak het, omdat ek openlik te kenne gegee het, dat ek nie dieselfde gunstige getuienis oor die Nasarener kon gee, soos u nie, wat hom al leer ken het. Daarom laat ek dit wel uit my kop om nog meer dinge openlik te sê. Ek het u trouwens tog al alles gesê, en u sê ook dat u alles weet. Waarom sal ons dan nog meer woorde daarmee vuil maak? Want wat oorigsins my uitlatings oor die Nasarener betref, die mening is nie van my nie. Ek kon nie slegs dit sê wat ek self van ander van hom gehoor het. Nou dat ek egter van u 'n ander mening gehoor het, dink ek ook anders oor hom. Of word daar nog iets anders van my verwag? Wie kan my dan voorskryf om iets goeds van 'n mens te sê, as ek voorheen maar net bose en geen goeie berigte oor hom te gehore gekom het nie? Maar omdat u die enigste is wat my nou eers baie goeie nuus oor die Nasarener vertel het, kan ek hom nou self ook eers 'n goeie getuienis gee soos u, ofskoon ek met hom nog nie dieselfde ervaring as u opgedoen het nie. Is u getuienis tog vir my voldoende, en ek dink nou oor die Nasarener soos u. Is dit nou nog ook nie goed nie? Nou ja, hier kan jy sommer met 'n stok voel hoe lieg hierdie ou op sy bas te red. En die hele Judea is vol van getuienisse van Yeshua, van die volk, deur en deur goeie getuienisse, alles wat hy gedoen het, die visse en die brood en laat vermeerder het, en dooies opgewek het, siekes genees het. Al die bose berigte wat sy ore gekom het, is almal van dieselfde lot fariseërs, tempelpriesters en skrifgeleerdes. Hulle het alles verdraai en alles oor Yeshua vernietig wat hy opgebou het in daai volk, of probeer vernietig deur hulle getuienisse. Nou Sirenius het Yeshua in hom en hy sê, ja, dit sou seker goed gewees het, as u hart dieselfde gesê het as u mond, maar u hart sou wel, as mens haar kon hoor, 'n heeltemal ander taal praat. Want ek ken die fariseërs maar al te goed. Ek weet maar al te goed dat u net soos die Esene eintlik glad nie aan iets glo nie, maar die blinde volk ter wille van u materiële welvaart alles wil laat glo, wat u maar kan bedink om daarmee voordeel te behaal. As daar dan 'n man kom wat 'n innerlike waaragtige lig uit Elohim het, en die mense wat in die stikdinker nag en groot duisternis rondwaal, die ware en ligte weg van die lewe wys, waarby dit natuurlik onvermydelik is, dat u ou bedriegery daarby openbaar moet word u woedend vir so 'n ligprofeet van Elohim, en probeer u om hom op elke moontlike wyse heeltemal te vernietig.
U is namelijk berig daarvoor dat u behalwe Elia en Samuel, byna elke profeet wat deur Elohim gestuur is, gestenig het, en daarby aan die volk verkondig het, dat u Elohim 'n goeie diens daarmee bewys het. Maar na 100 jaar het u die profete, nooit ter wille van u self, maar slegs omdat u hulle voorspellings wat waar geword het, baie goed kon gebruik, om die volk die skrik op die lyf te jaag, opgeneem en het u begin om hulle grafte, werklik of nie, dit maak nie saak nie, wit te kalk en te versier. Sien u, dit was altyd 'n manier van doen, u manier van doen, wat ek maar al te goed ken. Maar as dit met u tot nou toe nog altyd so gaan met die waarheid, hoe sou ek dan ook enige waarheid aan u woorde kan heg, of waarde aan u woorde kan heg? Sê my maar, of u uself soms na waarheid anders gedra het. Glo u werklik ook maar 'n jota van dit wat u vir die volk gepredik het, om te glo? Nota bene onder NB, dat Sirenius, dis Joshua in die woord, hier so kon praat, was omdat ek Joshua om die woorde in die hart en die mond gelê het. Wat hy gepraat het, was feitelik my eie woorde, aangepas vir Sirenius se manier van praat. En dit is die les uit vandag se boodskap uit. Maak nie saak in hoe 'n haglike situasie jy kom nie. Of jy in Sirenius se kant is om 'n saak te besleg, waar jy eintlik die posisie van regter inneem, vra vir Joshua saggies, dat hy met sy liefde in jou wese kom en die woorde in jou mond lê. As jy aan die ander kant is, van die aangeklaagde, doen jy presies dieselfde. Vra vir Joshua om jou die woorde in die mond te lê, en dan praat jy dit wat reg is vir daardie oomblik. En in elke geval sal waarheid altyd seëvier. So dit is die les wat ek hieruit leer, behalwe dat 'n mens sien hoe wispelturig draadspringers hierdie klomp fariseërs is, dat hulle heeltyd die ding net aanpas, soos wat dit hulle eie bas raak. En moenie 'n fout maak nie, die moderne fariseërs vandag is nie net in Israel nie. Hulle is vandag ook in die kerke. Ons noem hulle net kerkgeleerdes, professors, teologiese doktors, predikante, pastore. Net wel nie almal nie, maar jy vind hulle daar, waar hulle self, volgens die getuienis van 'n video wat ek al vir julle gespeel het, hulle glad nie glo nie. Hierdie groot kerkgeleerdes glo nie in Joshua se maagdelike geboorte, dood, opstanding ensovoort nie. Maar hulle wil hê dat hulle lidmate daaraan moet glo, want dan kan hulle beheer. Dis maar basies waaroor dit gaan. Godsdiens het 'n stuk gereedskap geword in die hande van die politici om die volk onder bedwang te hou, te beheer, sodat hulle kan maak wat hulle wil. En as hulle 'n beweging wil weg van iets wat vir ons gewoon was en wat vir ons al vir geslagte by ons was, dan sal hulle die kerk kry om dit weg te preek. Soos wat hulle die kerk gekry het om te preek apartheid is sonde. Homoseksualiteit is net 'n toestand en dit is nie sonde nie. Verbastering is nie sonde nie. Jesus het almal lief. Joshua het almal lief, maar Joshua het ook 'n orde geskep. En ons moet binne sy orde bly. Dit is die heel onderste laagste energiepunt in ons wese. En as ons uit die orde uitgaan, is alles skeef. Ons liefde is skeef. Ons barmhartigheid is skeef. Ons wysheid is dwaasheid. Want ons is nie in die orde nie. En die orde wat Vader in hierdie verband geskep het, staan in die wet. Hy het grense vir volke daar gestel, wat nie verbreek moet word nie.
dit is nie net fisiese grenslyne nie. Dit is ook morele en geestelike grense wat hy gestel het aan ons, wat ons nie moet breek. Wat ander nasies nie 'n snars omgee om te breek. Soos by ons geld die wet, jy mag nie steel nie, dit is 'n grens. Maar by die ander heidense nasies, meeste van hulle, die moslem, die swarte, die jood, jy mag net nie steel van jou eie nie. Maar die ander kan jy besteel, beroof, moor soos jy wil. Dis nie 'n sonde nie. Dit is ander grense wat hulle vir hulle self daar gestel het, en wat ons nie nou kan aanhang nie, omdat ons deel is van sy uitverkore volk, en eerder dankbaar moet wees, dat ons nie blind deur hierdie lewe gaan nie, dat hy vir ons grense gestel het, waarbinne ons gerieflik, aangenaam kan leef, sonder dat ons aangeval word, vermoor word, verkragt word. Ek het nou net 'n oproep van 'n dame gehad in KwaZulu-Natal. Alreeds as jy daai naam sê, is eintlik Natal, punt. En sy is vreesbevange vir die Zulus daar, vreesbevange. Sy hysteries aan die huil gegaan. Ek sê maar, het jy jou plek al gesalf, afgeseel? Ja, sê het. Ek sê maar, dan is die probleem nie die vrees vir swartes nie. Die probleem is nou die onvermoë om te glo dat wat jy gedoen het waarde. Want dit is ons probleem. Ons bid en bid vir gesondheid vir iemand, maar ons glo nie dat hy gesond gaan word nie, daarom bly ons bid en bly ons bang dat hy gaan doodgaan. Waar ons eerder, nadat ons gebid het, sê, dankie Yeshua, dat u nou in u tyd, u wil sal laat geskied. En raak rustig. As dit Yeshua se wil is, om die persoon weg te vat, al is dit baie na aan jou, jy het niks daaroor te sê nie, jy het niks in die hele saak te doen nie. Jy is soos Rooikappie wat nou in die verhaal van die 3 varkies gekom het. Jy hoort nie daar. Want hy het jou nie nodig gehad, toe hy enigeen van ons geskep het of geformeer het nie. Hy het ook nie een van ons nodig, of ons opinie, as hy iemand van ons wegvat. Hy kan wel, as jou gebede opreg is, waar jy intree, kan hy gehoor gee aan die gebed, en hy kan die saak omdraai, as dit die pasiënt goed sal vir hom of haar sal wees. Baie keer is 'n lewe op die aarde uitgedien vir mense, en Yeshua kan niks meer aan hierdie kant reg kry met die persoon nie, maar veel en baie meer aan die ander kant met engele. Dan waarom sal hy nie die persoon wegneem? Sal hy met altyd die klagtes oor, kom vat hy kinders weg. Hy red daai kind van 'n lewe wat hy sou gelei het, wat hom sekerlik in die hel sou laat beland het. En daaroor moet 'n mens eintlik vreugde hê, wanneer die Verlosser, Vader, sy wil laat geskied op hierdie aarde. Ek weet, dit is nie maklik vir ons nie. Begrafnisse, sê Salomo, moet eintlik vreugde wees, en geboortes moet hartseer wees. Maar nou ja, dit is vir ons baie moeilik om van ons weer te verander. Ons gaan dan Woensdag weer verder, baie dankie.